Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om weer vandag met julle 'n stukkie sielskos te kan deel. Gister het ons gepraat oor hoe graag God jou wil gebruik en dat hy jou wil gebruik. Maar vandag praat ons bietjie oor waarvoor gebruik God jou? Nou, in Lukas 8 kan ons lees van hoe Jesus gesê het dat die Gees van die Here is op my om 'n blye boodskap te bring vir die wat in nood is, om die wat gevangenes is, vrylating te hê, en dan ook die wat toegesluit is, om vir hulle vryheid te bring. 'n blye boodskap, my broer en sissa, en dit staan ook in Jesaja 61. Het Jesaja self ook gesê, dat die Gees van die Here is op my. Ek is gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die wat in nood is. Nou my broer en sissa, wanneer jy in nood is, dan wil 'n mens tog weet, maar daar is uitkoms. Daar gaan uitkoms wees. En jy wil bemoedig word. En dit is waarvoor God jou wil gebruik. God wil hê, jy moet die mense wat dit so nodig het, kan bemoedig. Mense kan aanspoor wat voel, maar ek het nie 'n doel in die lewe nie. Ek kan nêrens heen gaan nie. Ek beteken niks. Om hulle aan te moedig, my broer en sissa, om vir hulle 'n boodskap te bring wat vir hulle nuwe moed gee. En dan ook vir die wat moedeloos is. Ek meen, wanneer jy moedeloos is, hoe voel jy? Jy voel jy wil eintlik net jou kop toetrek onder die komberse. Maar as jy 'n woord van hoop vir iemand kan gee, 'n bemoedigende boodskap, my broer en sissa, gaan jy soveel kan uitdruk. En ek weet, daar is mense, jy kan vir hulle sê wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, maar hulle bly moedeloos, hulle bly negatief. My broer en sissa, daar kan ons net vir hulle bid. Ons kan net vir hulle bid. En nie toelaat dat dit ons stop om die pad wat verder vir ons voorlê, waar God ons wil gebruik, om dit nie te volhard nie. Want ons kan nie stil staan as ons 1 of 2 struikelblokke het nie. Ons moet aanhou volhard, my broer en sissa, want dis waarvoor God ons wil gebruik. Hy wil ons gebruik om so mense wat vasgevang is, om vir hulle vrylating te bring. Nou, praat ons nou hier van tronke. Ons praat van geestelike tronke, my broer en sissa, nie 'n fisiese tronk nie. Ons praat van 'n geestelike tronk. Daai tronk wat jou vashou aan dinge wat in die verlede gebeur het. Goed wat oor jou gespreek is, goed wat vir jou gesê is. Dis tyd dat dit vrykom, my broer en sissa, jy moet vrykom, want jy's nie gemaak om in gevangenskap te bly nie. Jy's nie gemaak om toegesluit te wees nie. Vryheid lê vir jou voor, en dit is wat God wil hê. Elke een van ons moet doen, is om hierdie boodskap oor te dra. Dis hoe God ons wil gebruik. En my broer en sissa, ek is seker jy gaan saam met my stem, wanneer jy vir iemand kan bemoedig, wanneer jy vir iemand kan positief beïnvloed, kan ek nou vir jou sê, jy kan net sê aan God alle eer, lof en heerlikheid, want hoekom? Jy het die doel gedien, jy het die doel bereik. Al wat jy moet doen, is om sterk te staan, en om gereed te wees om gebruik te word, en weet, ja, dit gaan nie maklik wees nie, dit gaan uitdagend wees, maar onthou, wanneer die Gees van die Here op jou is, dan het jy die salwing, en jy sal die krag kry. Andersins, hoekom is die Gees dan daar? Die Gees is juist daar, om jou te versterk, om jou te lei, om jou lippe aan te raak, sodat jy moet spreek, wat jy moet spreek, teenoor hierdie mense, wat in nood is, hierdie wat moedeloos is, die mense wat vasgevang is. Vryheid lê voor vir elke een. My broer en sissa, is jy gereed om vandag gebruik te word, om vir mense 'n blye boodskap te bring, om mense vry te laat kom van dinge in hulle verlede, dinge wat hulle vashou om vorentoe te gaan. Kom, ek bid vir jou. Vader, ek dra my broer en sissa nie op. Here, dis nie altyd 'n maklike taak om die evangelie te verkondig nie. Daar's baie struikelblokke, daar's baie aanslae, maar Here, ons weet. Ons weet dat where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And the Spirit of the Lord has anointed me. Ek bid in Jesus naam, dat elke een wat geroep is, elke een wat gereed is, elke een wat reg is, om hierdie blye boodskappe te gaan oordra, liewe Here, dat hulle dit sal doen, vol moed, met positiwiteit, vol hart,
en hierdie goeie stryd sal stry in Jesus Christus naam. Asseblief Vader, dit bid ek gelowiglik in die kosbare naam van Koning Jesus. Amen en amen. My broer en suster, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre weer vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.